Is gebed vir jou 'n spaarwiel of 'n stuurwiel? Ek dink gebed is baie keer vir baie van ons soos 'n spaarwiel. Dit lê stil in die kattebak van die lewe. Ons weet is daar, ons glo dit werk, maar ons haal dit eers uit wanneer daar nood is. Wanneer die huwelik slaggate begin tref. Of wanneer die diagnose van kanker stadig maar seker besig is om ons lewenslus te laat verloor. Wanneer ons planne nie meer uitwerk nie, dan bid ons dringend. Dan's die spaarwiel daar, dan bid ons eerlik, dan bid ons met trane. En dis nie verkeerd nie, nee. God hoor mos ook noodgebede. Maar Jesus nooi ons na iets diepers. Wat as gebed nie net 'n spaarwiel is nie, maar die stuurwiel van jou lewe? Die stuurwiel word nie net gebruik in krisisse nie, nee. Dit word elke oomblik vasgehou, dit rig, dit korrigeer klein afdraaie lank voor dit die sloot of die slaggat jou tref. Wanneer Jesus sy disippels leer bid, die Onse Vader, is dit nogal opvallend dat dit nie 'n paniekgebed is nie. Dit is eintlik 'n rigtinggebed. Laat u naam geheilig word. Help my leef op 'n manier om u te eer. Laat u koninkryk kom. Rig my keuses na wat regtig saak maak. Laat u wil geskied. Nie net vandag nie, maar elke dag en môre in my lewe. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Leer my vertrou een dag op 'n slag. Ek dink nie hierdie gebed is net vir nood nie, nee. Is eintlik vir navigasie. Ja, ons het soms 'n spaarwiel nodig, maar hoe meer ons gebed as 'n stuurwiel gebruik en bid as 'n stuurwiel, hoe minder hoef ons langs die pad stil te staan vir nood, vir krisisse. Want gebed verander mos nie net situasies nie, dit vorm harte, dit rig prioriteite, dit stel 'n koers vas. Nou die vraag vandag is nie, bid jy nie? Nee. Die vraag is, waar is jou hande? Net op die spaarwiel of elke dag op die stuurwiel? Mag gebed vir jou nie net iets wees wat jou red wanneer jy vasval nie, maar iets wat jou lei, nog lank voordat dinge begin skeefloop. Ek gaan vra vandag dat jy self sal afsluit en 'n gebed sal doen, maar dat jy gebed sal gebruik vandag as 'n stuurwiel, iets wat jou help om te navigeer in hierdie lewe. As jy dit nodig het as 'n spaarwiel, gerus. Maar probeer bietjie fokus op die toekoms, hoe ek my lewe rig deur gebed. Soos julle weet, indien dit vir jou moontlik is, deel hierdie evangelie met ander. Dalk het iemand net nodig om te hoor dat hy nie net gebed as 'n spaarwiel hoef te gebruik nie, maar dalk as 'n stuurwiel. Dalk het hy dan minder spaarwiele in sy lewe nodig. Tot 'n volgende keer.